Vriende, jy is welkom om vir 'n oomblik jou sitplek in te neem. Dit is die mooiste naam. En mag dit die naam wees waarmee jy elke oggend begin en waarmee jy elke aand jou oë toemaak, die naam van Jesus Christus. Mag dit die naam wees wat jy in die kar opnoem wanneer jy ry, voordat jy in 'n vergadering instap, wanneer jy by jou kind se bed kniel. Mag dit daardie naam wees wanneer jy in 'n hospitaal instap, wanneer jy langs 'n graf staan. Mag dit die naam wees wat op jou lippe is, vir altyd die naam van Jesus Christus. Nou van my kant af wil ek ook net sê gelukkige Vadersdag aan al ons paas. Ek het vroeg vanoggend toe kry ek 'n boodskap van een van my vriende en hy stuur vir my 'n foto van 'n mandjie vol klein hondjies. En hy sê gelukkige Vadersdag aan al die pappies. Dis stuur ek vir hom terug, baie dankie, gelukkige Paasfees. So gelukkige Paasfees aan almal vandag hier. Mag jy 'n wonderlike dag hê en mag jy weet jy's geliefd. Mag die Here jou seën. So ons is in week 3 van ons Anders reeks. En dis 'n reeks waar ons kyk spesifiek na die hoofstuk van 1 Petrus. So as jy dit nou nog nie gelees het nie, en ek glo jy het al, maak seker om jou Bybel te vat en dit so 'n bietjie van 'n Bybelstudie te maak. Gaan terug na die vorige preke toe. Jy kan net daar die Linktree QR code wat voor op die sitplek voor jou is, kan jy skandeer met jou foon en dit sal jou na Linktree toe vat en daar sal jy die skakels kry na ons boodskappe toe, of jy kan ook na die potgoeie gaan luister wat ook gebaseer is op die boodskappe. So gaan vereenselwig gou so 'n bietjie met hierdie Anders reeks. Want die woord van die Here motiveer ons om anders te wees. En dis waaroor hierdie hele reeks gaan. En ek wil vir jou vra om, as jy jou Bybel hier het, om saam met my oop te maak by die boek van Romeine, want dis een van ons sleuteltekste, en nou weet ek, Matthys het ook verlede week oor hierdie skrif gepraat, en nou vra jy, maar nou gaan ek nou weer oor, ja, ek gaan. Dit is soos daardie pastoor wat vir 'n maand lank oor dieselfde ding gepreek het, hy het dieselfde preek vir 'n maand lank gepreek. Totdat iemand nader hom vir hom gevra het, maar pastoor, hoekom preek jy dieselfde boodskap oor en oor? Toe sê hy, ek gaan dit aanhou preek totdat jy luister. So luister vandag, anders gaan jy dit volgende week weer hoor. Nee. Lees saam met my Romeine 12 vers 2. Eerste deel van die skrif. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Ons kan die hele reeks net oor hierdie gedeelte preek, né? Maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Met ander woorde, laat toe dat God jou anders maak. Ons is anders, want ons is gered. Ons het ons lewens vir die Here gegee, hy het ons gees nuut gemaak en daarom is ons anders. Jou gees is anders. Maar nou is daar 'n komplikasie, want ons dink nie altyd anders nie. So nou sê die skrif, laat toe dat God julle omvorm deurdat hy jou gedragspatrone en jou denkpatrone vernuwe. En hier is die rede hoekom, vers B van hierdie vers. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê julle moet doen. En dis wat jy moet doen. Naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Dis hoekom ons anders moet wees. Dis hoekom die Here ons verstand, ons gedagtes moet vernuwe. Dat ons kan doen wat hy wil hê ons moet doen, en dit is om werklik goed en aanvaarbaar en volmaak te wees. So ek wil vandag met jou praat oor 'n ander standaard. So ons ken standaarde redelik goed, soos almal bekend daarmee toe jy op skool was, en jy het jou werk ingehandig, en die juffrou kyk so na jou werk en sy sê, hierdie is nie op standaard nie. Nou, dan beteken dit iets. Dit beteken jy skiet 'n kort ergens. Of as jy 'n atleet is, of jy is besig met sport, en jy staan so in gesels, dan hoor jy die mense sê, sjoe, die standaard van die atleet is daarom hoog hierdie jaar. Die persoon met wie jy, teen wie jy meeding, daardie standaard is hoog, so dit beteken, dit is goed, dit is gelig, dis beter as normaal.
En dan natuurlik die ene wat ons so baie goed ken, die SABS, die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde. As jy nie daai chappie op het nie, dan is dit nie goed genoeg nie. Ek het 'n vriend gehad wat 'n paar jaar terug wou sement inbring van China af, want toe dit op daardie stadium R50 'n sakkie gekos het, kon hy dit inbring vir R12 'n sakkie. Maar daar was 'n probleem. Want hy het nie daai stempel opgehad nie. So dan moes eers 'n klomp toetse gedoen word en keuring gekry word, sodat hy die SABS Buro se stempel kan opkry om te sê, die standaard is goed genoeg. Want ons weet, as hy daai stempel op het, dan is dit getoets, dit is beproef, en jy mag dit maar gebruik. So wees maar versigtig vir die goed wat jy van Temu af bestel. Guilty as charged. Nee. Maar vir ons as kinders van die Here, is daar 'n ander tipe standaard. En dit is die HGGBS. Die Heilige Gees geïnspireerde bron vir standaarde. En hier is hy. Hierdie is jou bron van standaard. As jy wil weet hoe om te leef, wat om te doen, het jy net nodig om deur hierdie handleiding te blaai en te lees en laat toe dat die Heilige Gees geïnspireerde bron van standaarde jou lewe beïnvloed. So as jy wil weet hoe om vernuwe te word, lees jou Bybel. As jy wil weet hoe om op te tree, paas, lees jou boek van standaarde. As jy wil weet wat om nie te doen nie, lees hom ook, want hy gaan vir jou mooi verduidelik. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat is die definisie van die woord standaard. Dit sê, dis 'n ooreengekome riglyn. So daar's 'n ooreenkoms. Of 'n ooreengekome maatstaf of vlak, wat as norm of aanvaarbare verwysing dien. So wanneer ons sê, ons is anders, en ons lewe met 'n ander stel standaarde, dan sê ons het ooreengekom. Die dag toe jy jou lewe vir die Here gegee het jy gesê, ja Here, ek kom ooreen. Daar is 'n ander standaard, waarvolgens ek gaan lewe. Daar's 'n ander tipe besluite wat ek gaan neem. Daar's 'n ander manier hoe ek gaan optree. Daar's 'n ander manier van dink. En dit is alles vervat in die Heilige Gees geïnspireerde bron van standaarde. En mag die Bybel vir jou die norm wees waarvolgens jy elke dag lewe. Mag dit vir jou, soos hierdie verduideliking sê, mag dit die aanvaarbare verwysing vir jou wees, waarvolgens jy besluite neem en waarvolgens jy leef. Nou ja, dit begin alles by jou identiteit. Wie ons is en wie ons is in Christus. En ek wil vir jou vra, as jy jou Bybel hier het, ek hoop hy's hier, maak hom oop by Daniël 1 vers 8, anders lees saam met my op die skerm, want Daniël was so 'n persoon gewees, wat so 'n mooi lewe gewandel het, en hy het 'n sekere standaard gehad, waarvolgens hy geleef het. En nou kom ons hier by vers 8, in Daniël 1. Daniël het egter besluit, dat hy homself nie met die koning se kos en drank gaan verontreinig nie. Nou op daardie stadium was Daniël in Babylon. Nie die beste van omstandighede nie. Was 'n heidense kultuur gewees. En dit was 'n kultuur gewees wat vol van kompromie was. Dit was nie waarin hy gewoond was nie. Dis beslis nie die standaard waarvolgens hy gelewe het nie. En toe hulle hom hierdie kos bring en al die drank en die goed van die koning af toe sê, nee, ek is jammer, ek gaan myself nie hiermee vereenselwig nie, ek gaan nie toelaat dat dit my verontreinig nie. En ek kan nie dink dat die kos vuil was nie, né? Maar is net omdat dit nie volgens sy standaard is nie, dat hy gesê het, nee, ek gaan nie. En nou wil ek ook vir jou vra, wanneer jy lewe volgens jou standaard, is jy ook by 'n plek waar jy sê, nee, sorry, ek gaan nie. Want my standaard leer my anders, dryf my anders, maak dat ek nie gaan 'n kompromie aangaan nie. Die feit is, ek en jy gaan nooit anders leef, as ons nie weet wie ons in Christus is nie. Die oomblik wanneer jy weet wie jy is in Christus,
dan gaan jou lewe anders lyk. En ons sê dit so baie, want hoe jy leef, maak saak. En ons ken die skrif so bietjie verder. Ons gaan nou in Petrus lees waar Jesus sê, wees heilig. Want ek is heilig. Leef gehoorsaam. Onthou jy verteenwoordig 'n ander koninkryk. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ja, ons haal asem en ons leef en ons werk en ons gaan aan, maar geestelik is ons nie meer deel van hierdie wêreld nie. Ons lewe volgens 'n ander standaard en daarom is daar ander reëls en daarom verteenwoordig jy God se koninkryk. So paas, net gou so 'n bietjie na julle toe draai. Kinders, volg nie net wat 'n pa sê nie. Ons het dit so 'n rukkie terug ook gehoor, né? Matthys het daaroor gepraat. Moenie doen soos wat ek doen nie, doen soos wat ek sê. So jou kind gaan nie net doen soos wat jy sê nie, hy gaan doen wat jy doen. Dit wat jy in die huis normaliseer, dit gaan daardie stel waardes wees wat hulle gaan aanneem. So die vraag is, hoe hanteer jy konflik, pa? En ek draai my oë net so terug in my eie lyf ook, sodat ek vir myself ook kan kyk. Hoe praat jy met jou vrou? Hoe hanteer jy ander mense? Hoe leef jy wanneer niemand kyk nie? Nou ek het dit al baie gesê, en vandag sit my kinders hier. Ek moet gereeld in die kar hoor, bely. Papa, hulle kan jou nie hoor nie. Ons is nog nie volmaak nie, né? Hier's nog nie vlekkies agter op hierdie rug nie. Ek het ook dinge waarmee ek sukkel. Maar ek moet gereeld hoor. Papa, hulle kan jou nie hoor nie. Sê ek, ja, ek weet my kind, maar ten minste voel ek beter. Wat dit nog nie reg maak nie. Ek sê nie. Hoe leef jy wanneer niemand kyk nie? Pa, jy stel die standaard in jou huis. En daarom het jy nodig om volgens 'n ander standaard te lewe. 'n Ander standaard verg durf. Dit gebeur nie maklik nie. Dit is nodig dat jy gaan regop staan en sê ek maak 'n besluit. En ek wil vir jou hierdie gedeelte in 1 Petrus lees waaroor hierdie hele reeks gaan. En jy moet hom asseblief gaan lees en herkou hom en lees hom weer. Maak dit deel van jou lewe. 1 Petrus 1 vers 14. Wees gehoorsaam aan God. Want julle is sy kinders. Moenie weer soos julle vroolike natuurlike neigings die oorhand laat kry nie. Julle het destyds nie van beter geweet nie. Nou, voordat ons kinders van die Here was, het ons nie van beter geweet nie. Het ons volgens 'n ander standaard geleef. Maar toe het jy die Here ontmoet, en hy het jou lewe kom verander, hy het jou nuut gemaak, en nou staan ons by 'n plek waar ons sê, ek is gehoorsaam aan God, en ek gaan nie weer toelaat, dat my vroeëre neigings die oorhand kry nie. Want die Gees van God is in beheer van my lewe. So dit vat moed. Dit vat moed om rein te leef. Dit vat moed om die regte besluite te maak. Dit vat moed om soms nee te sê. Dit vat moed om soms weg te draai en weg te stap van 'n gesprek af. Dit vat moed om jou huwelik te beskerm. Om nie toe te gee aan die indringers in jou huwelik nie. Dit vat moed om soms nee te sê vir daardie lys van werke van die vlees wat in Galasiërs staan, hè? Dit vat moed. Maar dit is 'n keuse wat ek en jy daagliks moet maak. Dit vat moed om jou kinders groot te maak volgens die woord van die Here. Dit is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd maklik nie. Daarom is dit so kosbaar wanneer ons kindertoewyding het en ons kan saam met die ouers bid, dat jy die regte besluite sal neem en jou kinders sal grootmaak volgens die woord van die Here. Dit vat moed. Die maklikste is om dit net te los en dit nie te doen nie, maar dit vat moed. Vers 15. Soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel
ook heilig wees. Nou kom ek verduidelik gou. Jy is al reeds heilig gemaak deur Jesus Christus, wat jou lewe nuut gemaak het. Jou gees is verander, jy is geregverdig, maar ons gedagtes, ons lewenswandel moet aanpas by ons redding. Jy is 'n kind van die Here, nou moet jou manier hoe jy optree, die manier hoe jy leef, moet wys. Onthou ons het gepraat oor die druiweboer, oor die vrug wat jy dra. Daar moet 'n vrug van bekering in jou lewe wees. Daarom moet jou hele lewenswandel heilig wees. Die wêreld sê, man moet hard wees. Die Here sê, 'n man moet heilig wees. 'n Man moet mag kan vertoon. Ek is die hoof van die huis. Die Here sê, 'n man moet kan dien. Soos wat hy ons geleer het. Die wêreld sê, doen wat jou gelukkig maak. Jy is die baas van jou eie lewe. Die Here sê, neem elke dag jou kruis op en volg my. Dis 'n ander standaard. Ware vaderskap, paas, word nie gemeet aan hoeveel ons besit nie, maar aan hoeveel die mense rondom ons Christus in ons lewe kan sien. Dis waaroor vaderskap gaan. Derde punt wat ek wil noem. 'n Ander standaard beïnvloed die volgende generasie. En daar is so 'n mooi gedeelte in Josua 24 en ons het dit vroeër gesing toe ons begin het in die diens. En almal ken hierdie skrif en ek wil hom uit die Nuwe Lewende Vertaling vir jou lees. Dit sê, ek en my huisgesin, né? Ja, Nuwe Lewende Vertaling sê, sal die Here aanbid. Ons sal die Here dien. Ek en my huis, dis 'n stelling wat gemaak word hier. Josua het nie net 'n persoonlike besluit hier geneem nie. Hy het 'n standpunt ingeneem en hy het die standaard vir sy hele huis neergelê. Paas, kom ons doen dieselfde. Kom ons lig die standaard. Kom ons maak vandag daardie besluit om te sê, van nou af, dis nooit te laat nie. Dis nooit te laat nie, van nou af, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Elke dag. Dis deel van ons standaard. Want luister, elke huis het mos nou maar sy eie manier van dinge doen, né? Sommige mense eet hulle peanut butter dik en stroop dun. Ander mense eet weer net 'n bietjie peanut butter en baie stroop. Ek is 'n peanut butter en stroop konnoisseur. Ek hou van dik peanut butter en medium stroop. En dan moet hy so lekker gemeng word, maar dit moenie egalig en glad wees, moet so 'n bietjie deurmekaar wees. Elke huis het sy eie standaard. Nou wil ek vra, wat is aanvaarbaar in jou huis? Rakende die woord van die Here. Wat is julle normaal in julle huis? Is dit normaal om op mekaar te skree en te skel, of is dit normaal om mekaar te eer en te respekteer? Wie lei geestelik in jou huis? Soms is dit die kinders wat geestelik lei. Ons het al soveel gevalle gesien waar 'n pa en 'n ma nie die Here dien nie, en dan kom die kinders tot bekering en dan begin hulle kerk toe gaan en éventueel kom 'n pa en 'n ma ook tot bekering. Maar wie bepaal die geestelike temperatuur binne in jou huis? Dit moet jy wees as 'n pa. Dit beteken nie jy hoef perfek te wees nie, dit beteken nie jy moet foutloos wees nie, maar dit beteken jy moet doelbewus wees. Jy moet seker maak. Jou kinders moet sien dat jy's 'n pa wat God eerstens liefhet, wat berou toon wanneer jy verkeerd is, wat kan sê ek is jammer. Hy moet sien jy's 'n pa wat bid. Wanneer daar mislukkings is en dit kom en dit gebeur met ons almal, dat jy weer kan opstaan en sê kom ons gaan aan, kom ons gaan vorentoe. Want die Here is met ons. Jy kan sien jy's 'n pa wat ernstig is rondom die HGGBS. Die Heilige Gees geïnspireerde bron van standaarde. Laaste punt wat ek wil maak is, 'n ander standaard wys die weg. En as jy kan blaai na Matteus 5 vers 16 toe, dan lees ons saam, julle moet so voorbeeldig lewe, dat julle 'n helder lig sal uitstraal. Dis 'n ander standaard.
'n helder lig wat ek en jy moet uitstraal, dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Is nie sodat ons die shine vang nie, né? Dis sodat ander die lig kan sien en die Here kan prys daarvoor. Dis hoekom ek en jy draers van lig is in hierdie donker wêreld. Ons leef nie anders om beter te lyk as die res nie. Ons leef anders sodat Jesus gesien kan word in en deur ons lewe. Wanneer 'n pa sy vrou eer, sy kinders liefhet, wanneer hy met integriteit lewe, wanneer hy sag en sterk is in dieselfde tyd, wanneer hy Jesus eerste stel, dan word die evangelie sigbaar. Dan sien mense hier's 'n ander standaard wat in hierdie huis heers. Ek sê weer, dit gaan nie oor om goed te probeer lewe nie, of om te probeer om heilig te wees nie. Dit begin met identiteit, wie jy is. Ons is in die wynstok ingeënt. En dit wat deur jou vloei is die krag van die Heilige Gees. Dis wie jy is as kind van die Here. Dit kom van binne af. En mag jy die regte standaard van binne af na buitekant toe uitlewe. Wie van julle hou van toffieappels? Ek is baie lief vir toffieappels. So ons het, toe ek 'n tiener was, in my pa se gemeente, het ons elke jaar by die Britse skou, die skou in Brits, nie die Engelse Brits nie, né? Daai Britse skou nie. By die skou in Brits, in die noorde, het ons onder andere toffieappels gemaak. So, die beste resep vir 'n toffieappel is 'n lekker soet toffie en 'n suur appel, sodat dit kan uitbalanseer. So jy wil 'n Granny Smith gebruik, nie 'n ander tipe appel nie. En dan moet daai toffie moet ook nie te dik wees dat hy soos 'n chap hier in jou kies het. Hy moet krakerig wees, maar daar moet net genoeg wees om die suur van die appel te breek. So dit vat nogal 'n lekker resep om daai toffie reg te kry. Maar jy weet nie wanneer daai toffieappel so mooi lyk wat aan die binnekant aangaan nie. Nee, jy kan nie sien nie. En soms gebeur dit dat jou appel so lyk. Nou ons ken die spreekwoord bo blink onder stink, né? Of sal ek eerder sê buite blink binne stink? Weet nou nie. En dis presies wat ons nie moet wees nie. Ons moet nie net lyk asof ons ander standaarde uitleef wanneer dit van ons verwag word nie. Maar aan die binnekant is ons eintlik sleg en lelik en lewe ons 'n vuil vrot standaard uit nie. Dit moet van binnekant af kom. Jy moet gesond wees hier van die binnekant af. Toelaat dat die Heilige Gees jou lewe verander en dit begin met 'n verhouding met Jesus Christus. Maak seker dat jou saak met die Here reg is, sodat wanneer iemand aan jou wil kom byt, dat jy nie so aan die binnekant lyk soos wat hy appel gelyk het nie. Maak seker dat jy gesond is. Hoekom? Sodat ons ander na Jesus toe kan wys. So jy moenie net mooi blink lyk nie. Jy moet ook lekker proe. Daardie standaard moet binne en buite dieselfde wees in jou lewe. So hier's 'n paar praktiese punte wat ek gou wil noem. Dinge wat jou dalk kan help. Vra wat jy jouself kan afvra vanoggend. Watter standaard het jy aangeneem? Is dit die wêreldse standaarde of is dit die HGGBS? Is dit God se standaard wat jy in jou lewe aangeneem het? As jy dit aangeneem het, moet jy dit ten volle uitleef, né? Nie perfek probeer wees nie, maar sê Here, ek streef daarna om so te leef sodat ander na U toe getrek kan word. Die tweede vraag is, watter areas in jou lewe het jy dalk nodig om in lyn te kom met die Heilige Gees geïnspireerde bron van standaarde? Is daar areas in jou lewe waar jy sê, ek skiet 'n bietjie te kort hier? Daar sekere dele van my, as jy aan my byt, dan gaan dit gaan nie so lekker proe nie. As ander dele wat mooi lyk, wat blink is,
Maar daar's sekere dele waaraan jy moet werk. Wat is daardie spesifieke areas? En nou wil ek weer net so vinnig met die paas gesels. Kan jou kinders Christus in jou lewe sien? Dis 'n belangrike vraag om te vra. Dis seker die belangrikste vraag op 'n Vadersdag. Kan die mense rondom jou Christus in jou lewe sien? Kan hulle hom beleef wanneer hulle met jou praat? Wanneer hulle met jou besigheid doen? En dan die tweede vraag is, lei jy as pa net prakties of lei jy ook geestelik? En dis een ding om leiding te neem in die huis, om die besluite te neem. Maar dis 'n ander ding om ook 'n geestelike leier in jou huis te wees. Jy sal nou hoor môre in ons potgooi praat ek en Matthys so 'n bietjie oor die verskil tussen 'n termometer en 'n termostaat. So 'n termometer meet net die temperatuur. Maar 'n termostaat bepaal die temperatuur. So jy kan een van die twee wees. Jy kan een wees wat net die temperatuur lees en dit basies aanneem, of jy kan die een wees wat sê ek gaan 'n sekere temperatuur bepaal. In jou huis, wat is jou geestelike temperatuur? By die werk, wat is die geestelike temperatuur? Of is dit maar net 'n lauwarm temperatuur en jy stap in die temperatuur en jy weerspieël dit wat daar al reeds is? Ek en jy is geroep tot 'n ander standaard. Pa, jy is geroep tot 'n ander standaard, om anders te wees. Mag jy 'n pa wees wat die temperatuur bepaal en nie net die temperatuur weerspieël nie. So ek wil 'n baie spesifieke gebed vir ons paas doen vanoggend. En ek wil vra, weet julle het al gestaan en julle het al geskenkies gekry. Maar ek wil vra, weer vra, as jy 'n pa is vandag, daar waar jy is, wil jy nie net vir my opstaan nie. Al ons paas. Al ons paas. En familie, as jy jou eie pa of man naby jou het, is jy welkom om saam te staan en jou hand op hulle skouers te sit. Maar as daar nou 'n pa is waar daar nie iemand by is nie, wil ek vra dat jy so 'n bietjie uit die bank uit sal kom en maak net seker dat elke liewe pa wat van die oggend hier staan, 'n hand op hulle skouers het. Kan ons dit doen? Kan ons as 'n geestelike familie net so 'n bietjie beweeg na ons paas toe en net 'n hand op 'n skouer sit? Ma's, kinders, julle is welkom om by julle paas te gaan staan. 'n Hand op die skouer sit. Ek wil graag elke pa vanoggend net aangeraak hê. Net 'n hand op 'n skouer hê. Great. Paas, julle is kosbaar. Dis nie altyd maklik om 'n pa te wees nie, né? Jy moet soms besluite neem wat moeilik is. Jy moet soms staande bly wanneer die wêreld rondom jou in mekaar val. Maar mag die Here jou vandag die krag gee om juist dit te doen. Om te sê, nie net ek nie, maar die Here wat in my is, maak my vandag sterk. So daar waar jy is, kom ons bid saam en ons seën net vandag ons paas. Here, wat 'n voorreg om vandag saam met elke pa in hierdie auditorium te kan bid. Here, om as 'n pa op te staan en hierdie standaard wat ons lewe te lig, is nie altyd maklik nie. Maar dit is wat U van ons verwag, Here. Ons kan nie van ons vrouens en ons kinders verwag om 'n standaard te leef wat ek nie bereid is om te leef nie. Daarom, Here, bid ons vandag vir elke pa, dat U hulle sal sterk maak, die krag sal gee om die regte besluite te neem. Soms moeilike besluite, maar om te sê,
Ek sal staan want ek weet, ek staan nie alleen nie. My gesin is agter my, hulle hou my arms omhoog, hulle dra my. Maar meer as dit, die Here wat binne in my is, gee my die krag om te kan doen wat ek nodig het om te doen. Dankie Here vir paas wat liefdevol is. Dankie Here vir paas wat die woord van die Here liefhet, die Heilige Gees geïnspireerde bron van standaard. Dankie Here vir paas wat weer na hulle kinders draai en hulle kinders liefhet en belangstel in hulle lewens, in hulle vrouens se lewens. Dankie vir gesinne wat gesond kan wees, Here. En ek weet, soms is dinge nie so maklik nie, en hier staan dalk gesinne wat onder ander omstandighede deur die lewe moet gaan, en vandag bid ek ook vir paas wat alleen staan, wat nie 'n gesin by hom het nie, Here. Mag U ook kom vertroos en kom versterk, en mag U krag gee, mag U ook in moeilike omstandighede by hulle wees, en hulle sal help om die regte besluite te neem, en te lewe volgens U woord, sodat die wêreld rondom ons Jesus Christus sal kan raak sien. Ek bid, Here, vir krag elke dag. Ek bid dat ons sal dien soos nog nooit van tevore nie. Ek bid dat ons sal lief hê met die liefde van Jesus Christus. Ek bid dat ons sal opstaan vir wat reg is, dat ons sal wegdraai vir wat verkeerd is, en dat ons altyd U naam op ons lippe sal hê, en U naam oor ons families, oor ons gesinne, oor ons werke, daar waar ons beweeg, sal uitspreek. En ons dankie daarvoor in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.